So, ons het al gekyk na die eerste deel van hoofstuk 3, die Here se openbaring aan Moses met in die brandende doringbos, en toe na Moses se roeping, tot daar by vers 12, die Here sê vir Moses, gaan na Farao toe, na die kinders van Israel. Ons gaan vandag dan kyk na vers 13 tot 15, Moses se vraag en die Here se antwoord. Kom ons lees van vers 10 af tot by vers 15. Onthou, dis die engel van die Here wat met Moses praat, daar in die vuur, in die doringbos wat nie opbrand nie, wat nie verteer word nie. En die Here het hom gesê, trek jou skoene van jou voet af uit, want jy is op heilige grond. En Moses wou sy aangesig verberg. Dit is regtig 'n ontzagwekkende gesig wat hy sien hier. Kom ons lees dan van vers 10 af, Eksodus 3 van vers 10. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees. Of, ons het laas keer gesien, ons kan ook daai vertaal met, ek is met jou, of ek is die een wat met jou sal wees. En dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het, as jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Dis die Here se woord. Ons gaan fokus op vers 13 tot 15. Hierdie twee vrae wat Moses vra is die mees basiese vraag wat enige iemand kan vra. Wie is ek en wie is u? Wie is ek en wie is God? Dis Moses se hele wêreldbeskouing hang aan daardie twee vrae. Sy siening van alles om hom, uiteindelik ook sy roeping, hang aan dit, sy godsbeskouing en sy mensbeskouing. Calvin begin juist die institusie met hierdie twee vrae. Wie is God en wie is ek? Dis waar alles uitkom. Wie is God en wie is ek? Maar voor ons nou by God se antwoord kom, by Moses se vraag van wie is God, wie is hy? Ons net eers vinnig verstaan, hoekom vra Moses hierdie vraag? God het mos klaar die antwoord gegee in die vorige verse. Hy het reeds gesê, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. En hy het reeds vir Moses gesê, ek sal met jou wees. Hy is die God van die verbond, die getroue God, die God van nabyheid. Hy is die God, hy het gesê, hy is die God van jou vader Moses. So hy is die God wat Moses uit die Nyl uitgered het. Hy is die God wat Moses ken. Ons het dit al gesien, Moses was nie onkundig nie, hy het die Here geken. So, hoekom vra hy die vraag?
Ons kan ook sê, in die lig van die res van die hoofstuk, en nou hoofstuk 4 toe ook, Moses twyfel, en hy probeer sy taak uitstel. Die vraag hierna gaan dit uiteindelik wys, hy wil eintlik nie gaan nie. Hy dink hy kan nie. Hy sukkel nog om God se belofte in hierdie opdrag te sien en te glo. Wat beloof die Here en dat hy sê ek sal met jou wees. Hy verstaan nog nie lekker wat dit beteken en hy sukkel om dit te glo. En dis miskien alles waar dat hy twyfel in die Here se goedheid. Maar ons moet ook verstaan wat Moses hier dink. In eerste plek, hy's 'n totale vreemdeling in 'n vreemde land. Na 40 jaar, wie gaan hom nog ken as hy nou teruggaan Egipte toe? Laas toe hy in Egipte was, het die Egiptenaars hom probeer doodmaak, en die volk het hom ook nie gesien as verlosser nie. Die volk het hom verwerp. So, Moses wil regtig net seker maak, ek moet nou dink, ek moet nou teruggaan Israel, na Egipte toe, na hierdie volk toe, en ek gaan vir hulle sê, ek moet hulle uitlei uit Egipte uit. Ek gaan met Farao gaan praat en ons gaan nou uittrek. 2-3 miljoen mense. Hy wil seker maak, hoe gaan hy hierdie gesprek benader? Dis nie net sommer enige opdrag nie, hierdie is, hy moet mooi dink. Hy twyfel self of hy die regte man vir die opdrag is. Hoe gaan enigiemand anders hom glo as hy sê, ewe skielik daag hy op na 40 jaar uit die woestyn uit en hy sê, hy het gekom om hulle uit Egipte te verlos. Maar kyk weer na die vraag. Moses sê, hy gaan by hulle kom en hy gaan sy opdrag moet grond iewers. En nie op homself nie, maar op die een wat hom gestuur het. En dis regtig baie belangrik. Moses sê, hy moet daar by hulle kom, en hy gaan nie vir hulle kan sê, luister ouens, ons moet nou uit Egipte trek, want ek sê so nie. Hy moet vir hulle sê, julle moet trek, want iemand sê so. Wie is daai iemand? Moses verstaan, al gaan dit ook met twyfel saam, dat die volk hom nie gaan glo nie. As hy gaan, is die enigste manier hoe hulle hom gaan glo, as hy sy opdrag grond in God self. Hulle moet God glo, en nie vir Moses glo nie. Moses moet nie die boodskapper wees. Hy besef baie goed, hy kan nie in sy eie gesag gaan nie. En dis dalk hoekom die Here 40 jaar Moses laat bly daar in die woestyn, sodat enige goed van Moses self afgebreek kan word. Moses is nie die verlosser van Israel nie. God is. Hy moet gaan met die gesag van die een wat hom stuur. God moet sy handtekening by Moses se praatjie kan sit. Anders gaan niemand hom glo nie. En hy's heeltemal reg. Hy moet kan sê, so en so Israeliete in die naam van. En dis presies hoe Jesus later die apostels uitstuur. Apostel beteken gestuurde met die gesag van die een wat stuur, 'n afgevaardigde om te verteenwoordig. Die apostels spreek daarom Jesus se woord aan die wêreld nie in hulle eie gesag nie, in die gesag in die naam van Jesus. En hulle sê, daar is geen ander naam wat onder die hemel gegee is waardeur iemand gered kan word as net die naam van Jesus Christus. En dis in die naam, die gesag waarmee hulle preek. So Moses besef dit. Dis nie net, hy vra nie net hierdie vraag omdat hy twyfel nie. Hy besef, hy kan nie in sy eie gesag gaan nie. Hy het gesag nodig. Die naam van die Here. Moses se vraag veronderstel nog iets. Hy gaan sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? Wel,
Hy is mos die God van julle vaders. Hoekom gaan hulle vra, wat is sy naam? Hoe weet hulle nie, wat is sy naam nie? Hy is die God van hulle vaders. En dit sê vir ons iets wat ons al in Exodus gesien het. Die volk in slawerny het hulle God vergeet. Hulle het nie meer sy verbondsnaam Here of Jahwe gebruik nie. Maar soos ons nou gaan sien, sy naam is nie net Jahwe nie, maar alles wat hy openbaar oor homself. So, as hulle sy naam vergeet het, dan sê dit, hulle het hom vergeet. Hulle weet nie meer wie is die God van hulle vaders nie, en daarom sê Moses, ek gaan soontoe gaan, en hulle gaan nie weet van wie ek praat as ek sê die God van julle vaders nie. Hulle het ander gode intussen begin dien, soos Joshua ook later sê, hulle het geval in afgoderry in Egipte. En die slawerny, nie net fisiese slawerny nie, maar slawerny van sonde. So Moses wil weer eens weet, hoe gaan hy hulle antwoord, sodat sy aankondiging die nodige gesag dra. Hy moet iets kan antwoord wat sê, daar is net een ware God. Die enigste God, en is hy wat my gestuur het, is hy wat 'n verbond gemaak het met julle vaders, en is hy wat julle gaan uitred. So luister na my, want ek praat in die naam van hom. En dan antwoord die Here vir Moses, nou op hierdie vraag. En die Here se antwoord wys, hy is net so goed en so wys. Hy gee vir Moses die antwoord. Dit is die ontzagwekkendste antwoord wat daar kan wees. Daar kan nie 'n beter antwoord wees nie. Daar kan nie 'n meer gewigtige feit of antwoord wees nie. Die volk moet hierdie hoor, Moses. Dis wie jou God is, o kerk van Christus. As enige iemand dalk dink om te vra, maar wie is hy nou eintlik, Moses? Dat hy ons kan uitred uit hierdie onmoontlike situasie van ellende. As jy gestaan het, toe jy daardie vraag gevra het, beter jy nou gaan sit. Want sy naam is, ek is wat ek is. Hy is. Hierdie is 'n ontsaglike waarheid. Ek is wat ek is. Dit moet regtig wegblaas. Hy is die Here, Jahwe. Dis sy naam. Hy is die een wat hy is, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Nou, dis 'n hele paragraaf wat die Here daar vir Moses gee as antwoord op hierdie vraag van wat is u naam? Dan gee die Here 'n hele paragraaf. So, wat is nou eintlik dan sy naam? Is sy naam die hele paragraaf? Wel, iemand het gesê, God is wat hy homself noem, en hy noem homself wat hy is. Omdat hy homself openbaar en uit homself is daar niemand anders wat hom kan benoem of beskryf nie. Hy beskryf homself en hy benoem homself, so alles wat hy oor homself sê, sy hele openbaring, is sy naam. En daarom word hy ook genoem, soos hy homself noem, volgens al sy eenvoudige volmaakthede. Hy is die skepper, dis sy naam. Hy is die almagtige, die allerhoogste God, hy is die God wat sien. Hy is die God wat voorsien. Hy is die barmhartige, hy is die genadige ensovoorts. Dis sy naam. Maar tog openbaar die Here hier vir Moses 'n spesifieke naam.
Moses sê later in Eksodus 15 vers 3, Here is sy naam. Nou, dis Here met 4 hoofletters in ons Bybels. Dis Jahwe. En die betekenis van daardie naam van God kom uit dit wat die Here hier vir Moses eers te sê. Ek is wat ek is. Jahwe is die verbuiging van die werkwoord ek is om te wees. So Jahwe is iets van hy is wat hy is. Dis sy naam. Kom ons kyk, wat beteken hierdie woorde wat die Here vir Moses sê in vers 14 en 15? Ek is wat ek is, hy is die Here, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob, is sy ewige naam tot in geslagte. Ons 13 goed. Eerste een, dit sê, God is onbegryplik. God se naam is so misterieus. Hy is wat hy is. En dit sê, daar's sekere goed wat ons nooit sal begryp nie. God se wese in die volheid daarvan kan ons nooit begryp nie. Selfs in heerlikheid sal ons nie die volle wese van God verstaan nie, want ons is skepsels en hy is skepper. Hy openbaar daarom nie vir Moses wat hy in sy volheid is nie. Dis iets van Moses, ek is wat ek aan jou openbaar. Ek is wat ek is. Wat jy moet weet, dit wys ek vir jou. Ek is wat ek is. Romeine 11 vers 33, oor die diepte van die rykdom en die kennis en die wysheid van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en onnaspeurlik sy weë, en daarom die Here self. Want wie het die gedagte van die Here geken? Wie was sy raadsman gewees? Manoag vra in Rigters 13 vir die engel van die Here ook, wat is u naam? Dis die engel van die Here wat ook hier aan Moses verskyn, en hy selfe vraag, wat is u naam? En in antwoord, ons Here Jesus, waarom vra jy dan na my naam, terwyl hy wonderbaar is? God kan nie in een woordjie vasgevang word nie. So, as Moses dan nou kom by die Israeliete, wil julle weet wie hy is? Hy is wat hy is. Julle kan hom nie begryp nie. Jou klein brein gaan nie kom by sy oneindige majesteit en sy onbeskryflike wese nie. Jy kan nie eers 'n breekdeel verstaan van sy grootheid nie. Want weet jy, hy sê grootheid kan nie eers in breekdele opgedeel word nie. Jy kan nie begin om sy alwyse en sy goeie plan te verstaan van waarmee hy besig is nie. Jy, o mens, wie is jy as hy is wat hy is? Jy, o mens, wie is jy om enigsins hom te beskuldig van enige iets? Wie is jy om hom op die eksperimenttafel te sit? Jy kan nie sy wese verstaan uit 'n proefbuis nie. En daarom, o volk wat treur in julle ellende, wat sê, waar is die God van die reg? Hier is jou God. Ek is. Hy het nie nodig om homself aan jou te verduidelik nie, en te regverdig nie, want soos die hemele hoër is as die aarde, so is sy weë hoër as julle weë en sy gedagtes as julle gedagtes. Hy is so onbegryplik dat jy sy openbaring moet aanvaar in nederige vrees. In buiging moet vertrou dat sy openbaring regtig goed is. So, wie is hierdie een wat jou gestuur het, Moses? Dit is die onbegryplike een.
2. Dit sê God is onbegryplik, maar dit sê ook hy is onvermydelik, onontkombaar en duidelik kenbaar. Want hy is. Hy is absolute realiteit. Hy is die enigste noodsaaklike werklikheid en daarom is hy ook duidelik kenbaar in sy skepping. Jy kan nie van die feit vlug nie, dat God is. Die hele skepping kan nie wees as dit nie hy is wat is nie. Romeine 1:20 sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. So, wie is die een wat ons kan verlos uit ons sonde? Moses. Dis die Here. Jahwe. Ken jy hom nie? Hy is wat hy is. Dis die mees basiese en grootste en duidelikste feit wat daar kan wees. Ken julle hom nie? Alle ander feite vloei uit hierdie feit uit. Daar is geen ander feit voor hierdie feit nie. God is wat hy is. So wie gaan ons red uit die verskriklike aakligheid van sonde en dood, ons grootste probleem? Wel, niemand anders as net hy wat alle werklikheid is nie, niemand anders as net die een aan wie alle werklikheid hang nie, niemand anders as die een buite wie daar geen werklikheid is nie. Dit beteken daarom dat geen deel van sy skepping anders kan as om hom te ken en te erken nie. Dis hy wat jou kan verlos. 3. Dit beteken hy is onafhanklik. Hy is uit homself uit. Ons het dit gesien ook daar by die brandende bos. Die bos brand nie op nie, want God het nie brandstof nodig nie. Hy het niks nodig nie. Hy is selfbestaande en selfgenoegsaam. En ons het toe gesien, die Here wil vir Moses wys dat hy in sy eenvoudigheid nie net selfbestaande in sy wese is nie, maar ook in sy liefde, in al sy eienskappe en volmaakthede. Hy het daarom jou lief, nie uit enigiets wat jy is of wat jy doen nie. Hy is uit homself uit. Hy sal daarom sy volk verlos en uitred al het hulle begin afgode aanbid. Want hy het lief uit homself uit en nie uit hulle uit nie. Al is hulle in die land van die dood deur hulle eie toedoen, dit maak nie saak wie jy is en wat jy gedoen het nie. Dis hoekom hy 'n moordenaar en 'n geweldenaar soos Paulus gered het, want hy het lief uit homself uit. Dis hoekom hy jou kan red. Hierdie is so goed vir 'n Israeliet om te hoor, daar in Egipte. Die selfgenoegsame God het lief uit homself uit, maar hy het ook alle krag uit homself uit. Hoe het 'n Israeliet in die verskriklike slawerny nie so God nodig nie? 'n selfgenoegsame God, wat niks nodig het nie. Want hulle het niks om te gee nie, niks om te help, dat hulle uit Egipte kan kom nie. Jesaja 40 vers 28 en 29 sê, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie, 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, want hy is selfgenoegsaam. En daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy is ondeurgrondelik, onbegryplik. Hy gee die vermoeide daarom krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Net hy kan. Net hy kan uit die verskriklike aakligheid red. Want alle wysheid en alle krag
en alle vermoë en alle hulpbronne en alles wat nodig is vir elke elende van moegheid en siekte en hartseer van sonde teen my of my eie sonde. Alles wat nodig is, kom uit hom uit. Daar is een wat nie moeg word nie. Hy gee vir die vermoeide krag. 4. Dit beteken hy is ewig. Hy is wat hy is. Hy het nie 'n begin nie en ook nie 'n einde nie. En dis hoekom die Here hom nie openbaar aan Moses as die een wat was nie. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. En dis hoekom Jesus ook sê, voor Abraham was, is ek. En dis hoekom hy dan sê aan die einde van vers 15, dit is my naam vir ewig. Dis my gedenknaam, my onthounaam, van geslag tot geslag, want hy is ewig. En weer eens, die volk moet dit hoor. Dis wat hulle moet hoor as hulle vir Moses vra, wie is hy? Die ewige God gaan julle uitred uit tydelike beproewing. Ja, die smeltoond van Egipte in die slawerny was net tydelik, al voel dit vir hulle soos ewigheid. Farao is nie ewig nie. Die ware God, die ewige God gaan hulle uitred. Maar ook, die ewige God is so lankmoedig teenoor hulle sonde. Hy het nie net 2 sekondes terug eers begin om God te wees nie. Hy is wat hy is. So hy was God toe hulle begin het om afgode te aanbid. Hy is nog steeds God terwyl hulle al vir hoeveel jaar afgode aanbid. Hulle moes eintlik in ewige verdoemenis gewees het, maar die ewige God het iemand gestuur om hulle uit te red uit hulle sonde slawerny. Dis wat hulle moet hoor as Moses hulle antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Maar ook, as die ewige God iemand gestuur het, dan kan ons hom vertrou. As daar iemand is wat ons kan uitred uit hierdie gemors, is dit die ewige rots van Israel. Die oneindige ewige God. 5. Dit beteken hy is alomteenwoordig. Hy is wat hy is. Hy is nie gebind deur tyd nie, maar hy is ook nie gebind deur ruimte nie. Ons gaan vanaand bietjie meer daarby stil staan. Maar die Here het dit reeds al in vers 12 vir Moses gesê, ek sal met jou wees. Of eerder, ek is, sal met jou wees. Dis al wat Moses nodig gehad het om te hoor. Die oneindige selfgenoegsame God is met hom. Hy moes hoor wie is God en dat hy by hom is sodat hy sy roeping kan gaan doen. En dis wat die volk moes hoor. Die een wat hulle kan uitred, is hy wat by hulle is in hulle swaarste aanvegting. Hy ken hulle smarte deur en deur. Hy is by jou. Maar hy is ook die een wat by hulle sal wees wanneer hulle uittrek. Baie spesiaal by hulle. Dis hy wat hulle verlosser kan wees en niemand anders nie. 6. Dit beteken hy is onveranderlik. Hy is wat hy is. Hy word niks. Hy word nie wat hy is nie. Hy is wat hy is. 2000 jaar terug, vandag oor 2000 jaar, hy is wat hy is. Hy ontwikkel nie, hy is ewig selfbestaande en alomteenwoordig, en dit beteken, hy verander nie. Hy het geen begin en geen einde nie, en kan deur niks gebind word nie, hy kan daarom nie verbeter nie. Hy is uitermate perfek. Is dit nie so goed nie? Hy is gister en vandag en môre dieselfde God. God sien die sondes van sy volk. Hy is nog altyd die brandende bos.
die verterende vuur, hy was nog altyd toornig oor alle sonde, maar hy is ook nog altyd die God van onvoorwaardelike liefde vir sondaars. Hy is nog altyd die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van die verbond. Maleagi 3 vers 6 sê daarom, want ek die Here het nie verander nie, en julle kinders van Jakob, dit sou ook gesê kon word vir hulle daar in Egipte, julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Prys die Here. Daarom sal hy sy volk nie vernietig nie, maar eerder sy vyand, want hy verander nie en daarom verander sy beloftes nie. Hy gaan die koning van die grafland Farao doodmaak. Hy sal as verterende vuur verskyn, juis om sy volk te beskerm teen die groot slang. Hy sal hom vernietig, want hy verander nie. Hy is die God wat deur beproewing, die beproewing wat vir ons soos eeue voel, steeds dieselfde bly. Hy het nie vergeet nie. Hy is nie afwesig nie en hy het nie verander nie. Ja, vir die volk wat nou vir 215 jaar in aaklige loutering is, waarin hulle gevoel het wat dit is om in die brandende vuuroond van God te wees. Maar hy brand nog altyd en sy altyd is in toorn en is nog altyd in liefde. Hy het nie verander nie. 7. Dit beteken hy is die bron en standaard van alles wat goed en waar en mooi is. As alle realiteit net kan wees as hy is, beteken dit alles wat is, moet teen hom gemeet word. Daar is nie bo hom 'n wet of 'n liggaam of 'n klub wat vir hom sê wat is goed en reg en mooi nie. Hy self is die standaard, hy is die wetgewer en die een teen wie alle skoonheid gemeet moet word. Ja, wie was sy raadsman gewees? Niemand kan sê, maar dit wat die Here nog al die pad gedoen het, was eintlik nie heeltemal goed nie. Hy is die standaard. Nie ons omstandighede of wat ons dink nie. Hy is die standaard. 8. Dit beteken hy is alleen soewerein. Here. Hy doen wat hy behaag, ons het dit net nou ook gesing. Hy doen wat hy wil, en dit is altyd reg, en altyd goed, en altyd mooi. Hy kan doen wat hy wil, hy het die vermoë om enigiets te doen in sy almag, maar dit beteken ook, hy kan doen wat hy wil. Hy is vrymagtig. As daar een is wat ons kan uitred, is dit hy. Is hy wat die vyand totaal en al kan vernietig, in sy almag en vrymag. En hy het iemand gestuur, en dit sê, hy wil sy vyand vernietig. Dis wat die volk moes hoor, ek is wat ek is, het my gestuur. Dit beteken, die almagtige een wil ons red. Dit beteken hy is alwys. Dit wat hy doen is altyd goed en reg en mooi volgens sy standaard wat hy self is. Hy weet wat hy doen, want dit is goed volgens wat hy is. Hoe hy sy wil uitvoer in geskiedenis is altyd perfek, want hy self is die standaard. As Moses gewonder het, hoekom 40 jaar in die woestyn, voordat die Here hom nou openbaar? Of as die volk gewonder het, hoekom 215 jaar in Egipte, voor daar verlossing kom, is hierdie die antwoord wat hulle nodig gehad het. Hy is wat hy is. Hy is daarom alwys. 10. Dit beteken, ons is absoluut afhanklik van hom. Ek is net omdat hy is.
Ek is wat ek is net uit sy goedheid teenoor my as skepsel. Hy is die een wat ek nodig het. Nie vir die kersie op die koek vir my lewe nie. Hy is die een waarsonder ek soos kaf in die wind sal wegskroei tot niks uit. As hy dit nie wil nie, sal jy in 'n oomblik ophou bestaan. Net so elke deeltjie van sy skepping, so Israeliet, selfs die Egiptenaar se sweep, is afhanklik van hom wat is. Selfs die Egiptenaar se neurons wat geskiet het, toe hy daai sweep oor jou gelig het, dit sal in 'n oomblik verdwyn, as elke ster en elke sentimeter van vakuumspasie nie deur God in stand gehou word nie. Sy hele skepping hang aan sy keuse om dit te onderhou. So wie is hy wat ons kan verlos en jou gestuur het, Moses? Hy is wat hy is, Jahwe. 11. Dit beteken hy is die belangrikste wat is. Daar's geen realiteit meer onsagwekkend en gewigtig as dit nie. Hy is oneindig waardig vir alle lof en heerlikheid tot in ewigheid. Hy is die God wat homself gaan verheerlik en daarom is hy die God wat sy volk gaan verlos uit Egipte. Want hy is die belangrikste wat is. Daar's geen belangriker een om aan te dink as net hy nie. Daar's niks belangriker wat ons gedagtes en aandag kan vul as net God self nie. 12. Hy is wat hy is, beteken hy is die God van die verbond. Hy is 'n persoonlike God wat homself laat ken. Hy sê dit in vers 15. Hy is die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Hierdie God het besluit om homself aan mense te openbaar uit homself uit. Hy het besluit om in gemeenskap te wees met sondaars wat hy uit daardie sonde uitred. Hy het besluit om uit sy selfgenoegsaamheid hulle God te wees en gemaak dat hulle sy volk sal wees. Hy het besluit, hy is in sy oneindigheid regtig lief vir sondaars, soos Abraham, Isak en Jakob. Hy het besluit om vir mense soos ons die evangelie te gee. Dis om hierdie rede dat die naam Jahwe of Here baie nou elke keer saamgaan met die verbond wat God met sy volk gesluit het. Hy is die verbondsgod, Jahwe. Hy is wat hy is, het besluit om in sy oneindige selfgenoegsaamheid onverdiende guns uit te stort op mense. Wat is sy naam, Moses? Jahwe is sy naam. Weet julle, dit beteken nog 'n laaste ding. Die een wat hier met Moses praat, is niemand anders as ons Here Jesus Christus nie. Daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word as net Jesus Christus nie. Dis die naam wat die Israeliete moes hoor as hulle gevra het, wat is sy naam waardeur ons gered kan word uit Egipte, uit die elende van sonde en Satan? Jesus is sy naam.
Jahwe verlos. Daar's geen ander naam nie. As iemand vir die apostels dieselfde vraag sou vra as wat die Israeliete vir Moses sou vra, Jesus is sy naam. En Johannes onderstreep hierdie feit baie duidelik. Dis die evangelie wat baie duidelik wys dat Jesus die ware Exodus bring. Dit waarna Exodus wys. Maar Johannes wys nie net dat Jesus die ware paaslam is nie. Hy wys dat Jesus die God van die Exodus is. Ja, hy is die paaslam, maar hy is ook self die God van die Exodus. Hy is die ware ek is. En dis hoekom Johannes so vol is van Jesus se ek is uitsprake. Hy is wat hy is. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur van die skape. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding in die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die ware wynstok. En daarmee sê Jesus, hy is die God van die brandende bos wat by Moses verskyn het. Hy is die enigste een wat jou uit jou sonde elende kan verlos. Hy is wat hy is. Maar dis nie net dit nie net Jesus se ek is uitsprake nie. Hy's in gesprek in Johannes 8 met die Jode. Dan sê hy, ek het dit dan vir julle gesê dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, of beter, dat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. As jy nie glo dat Jesus die enigste een is wat die Exodus kan volbring nie, sal jy in jou sonde sterwe. As jy nie glo dat Jesus is wat hy is nie, dat hy die God van verlossing is nie, sal jy in slawerny in Egipte sterf. Hoor hom daarom. Hoor wat sê hy verder. In hy selfde hoofstuk in Johannes 8, net 'n paar verse aan. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog sien, dan sal julle weet dat dit ek is. Of dat ek is. Die kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart, sy verheerliking, gaan dit uiteindelik onvermydelik, onontkombaar wys. Hy alleen is die God van die Exodus. En omdat hulle nog steeds nie verstaan nie, sê Jesus later in die hoofstuk dat Abraham hom verbly het om die dag van Jesus te sien, en dan hoor Johannes 8 vers 57 en 58, toe sê die Jode vir hom, u is nog van die 50 jaar oud nie, en u het Abraham gesien. En Jesus antwoord hulle, voorwaar, as jy nog getwyfel het dat Jesus dalk iets anders kon sê, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Voordat Abraham was, ek is. Dis hy wat aan Moses verskyn het. En selfs Johannes sien dit baie duidelik later in Openbaring 1. Jesus praat met hom, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom. En dis 'n uitgebreide manier om te sê, die een wat is wat hy is. Soos die engele om sy troon ook later sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, Jesus, die Here God, die Almagtige wat was, wat is en wat kom. Here is sy naam. Dis hy wat voor jou afgeskilder word, geliefde. Dis hy wat jou roep. Dis hy wat sê, hy het gekom om jou uit Egipte uit te trek. Dis hy wat by jou is. Dis hy wat jou ken en sê, ken my. Dis hy wat jou uit Egipte gelei het deur aan 'n kruishout
dood te gaan vir sondaars. Hy, die onbegryplike, onvermydelike, ewige, selfbestaande, selfgenoegsame, alomteenwoordige, onveranderlike, soewereine, alwyse, belangrikste en goeie verbondsgod het aan die kruis gesê, dit is volbring. Want hy is wat hy is. Amen.